Vicky, hey Vicky, hey. Jy wil graag saam gaan op reis. Hey, hey Vicky, hy's 'n Viking. Dat vir jou als kan wees. Na 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 Vicky. Alles jy bang vir wat se kan. En selfs 'n bietjie vir die wind. Het jy vir wat 'n les geleer. En weet jy beter keer op keer. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey. Jy wil graag saam gaan reis. Hey, hey Vicky, jy's 'n Viking. Dat vir jou als kan wees. Na 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 Vicky. Hey! Koenie, rondzwem nie, jy maak die ander visse die maak. Nee, jy jaag alles vis hier weg. As jy nie nou wat kan jy vertel as jou vrou? Jy moes meer verstand, man, gaan speel ergens anders. Hulle is uiteindelik weg. Kruis is gelukkig, hulle mans luister altyd vir hulle. Ja, nes Jokkie, hy dans ook na sy vrou se pype. Wag 'n bietjie, wat probeer jy sê, hè? Almal in die dorp weet goed hoe jou vrou jou het in gebied. Wie kry elke dag hou oor sy klapper op met die koekroller, hm? Jy dink omdat jou klipkop elke dag in die slag by gaan dit by almal so. Jy moet jy hierdie laat kan nie. En buitendien is jou vrou vol sproete. Jou nou so rond soos 'n biervat. Dit sou baie vinniger wees om haar te rol. Hou jou mond van my vrou af, jou lummel. Wie het van die koekroller gepraat? En wat hier is, ons het nie eens 'n koekroller in die huis nie. Ai, die twee, hulle vlieg mekaar elke dag oor een of ander ding in die hare. Ek dink is heeltemal reg so. Wat? Dis mos verstaanbaar dat 'n man sal kwaad word as iemand sleg praat van sy vrou. Of is dit dalk nie so nie? Is dit verkeerd? Ek weet nie. Is ek reg, Betty? Weet nie. Ek het gaan idee nie. Jy weet mos ek het glad nie eers 'n vrou nie, Elfie. Natuurlik is waar. Ja. Hoekom het jy nie 'n vrou nie? Ja, hoekom nie? Jy's mos oud genoeg, Betty. Want jy sien niemand wil my hê nie. Hop. Ag nee, wat jy verbeel jou dit net. Jy's maar net te skaam. Ek dink ook hy's oulik. 'n bietjie te vet miskien. Te vet. Goed, die res laat ek aan jou oorklap, oog. Jy sal daarvoor sorg. Ja, by my is die saak in goeie hande, Torp. Mooi so, hè? Nou moet ons net sorg en tweeetjies mekaar leer ken, hè? Dis reg, hoe gou hoe beter. Ek stuur hom nog vanmiddag na haar toe. Dan moet my mense 'n fees voorberei. Ek het al klaar gehoor, die bruidegom is 'n regte ou vraat. Ja, mama, nou is ek 'n huweliksbemiddelaar, hè? Wat? Ek het nie uitgemaak dat jy hulle twee bymekaar gaan bring nie. Wat kan dan skeefloop? Ek sal met Betty praat en hy sal bly wees om so 'n ryk vrou te kry. Jy sal sien. Maar Betty is dan so skaam. Hy sal nooit die moed bymekaar skraap om na die meisie se ouers toe te gaan nie. Dit sal nou 'n ding wees. Ek het Torre my woord gegee, moet ek dit miskien nou breek, hè? Nee, my oorspronklike plan sal glad nie werk nie. Ek sal iets anders moet dink. Ek weet wat ons sê om niks van die bruid nie stuur om onder een of ander voorwendsel soontoe. Ja, dis 'n goeie idee. Dit sal moet werk, vrou. Soms kry jy amper net sulke goeie ingewings soos ek, my liefling. Ek is mos nie verniet Vicky se ma nie. Weet jy dan hoe die vrou moet lyk met wie jy wil trou, hè? Wel, ek het maar gedink. Ware vikingvrou moet gesond en sterk wees en nie op haar mond geval wees nie. Dis hoe 'n vikingvrou moet wees. Nee, ek het glad nie 'n vrou nodig nie. Huh?
Ek is mos dood gelukkig solank ek net genoeg het om te eet. Hey, Fetty, staan op. Kry jou lui bene by mekaar. Ja, Toe jy moet hoor dat gaan iets met te gaan aflewer. nou wie hoor dat? Jy ken sekerlik vir Torm die burgemeester. Moet ek na Torm toe gaan? Hy's dan een van pa se vriende. Hoekom gaan pa nie self nie? Hoekom moet ek na Torm toe gaan? Ek het mos al 'n vrou. Wat het dit nou daarmee te doen? Omdat Wag, moenie altyd sulke vrae vra nie. Gaan gee jy maar net vir hom die beursie wat ek vir jou gegee het, Fetty. Ja, goed. En maar gou. Ja. Weet jy, ek dink jy het 'n vis aan die hoek. Oei. Dit moet 'n walvis wees, ek kom gaan nie eens hoor op. Nee. Jy moet wag tot hy hom gespartel het. Dit kan 'n hele rukkie duur. As jy wil, kan ek so lank na Hoda toe gaan en dit gaan aflewer, Betty. Dit sou regtig gaaf wees. Bly jy gerus hier en trek jou vis uit. Ja, baie dankie. Totsiens. Elfie, gee my gou iets om te eet. Ai, maar jy's 'n praat, Betty. So kan hulpvaardigheid soms ook skeefloop. Nou hardloop Wikkie Hoda toe en in plaas van Fetty gaan besoek hy die ryk bruid. Jy vra waar Storm se huis? Daarbo. Opskit, hy kan enige oomblik hier wees. Ekskuus tog, is ek nou by die burgemeester Torm? Ja, toe, roer jou. Verskoon my asseblief, ek Ag nee man, kom op 'n ander dag weer. Ek het nie nou tyd nie. meester Torm, ek kom uit Vlakke. Wat? Kom jy uit Vlakke? Het Klaphoeg jy dalk na my toe gestuur, hè? Dis reg, ja. Is dit van jou wat hy gepraat het? Ja, hy het gesê ek moet hierdie sakkie vir u bring. Ag so, dan sit jy, hè? Hy het wel gesê die kerel is nog 'n kind van gees, maar die een lyk regtig nog soos 'n kind. Nou ja, ons sal wel sien. Kom maar eers Ek moes dit binne. net vir u bring, hy het niks gesê van hier bly nie. Ag ja, ek verstaan. Nou toe kom, eet jou gerus maar vol. Jy moenie skaam wees nie, eet 'n bietjie. Dankie, maar ek is regtig nie so vreeslik honger nie. Kom nou, jy trek my been. Ek weet mos dat jy die grootste eter in Vlakke is. Wat, ek? Wie sê so? Ek het ook niks daarteen nie. As 'n mens 'n goeie viking wil wees, moet jy goed eet en veral as jy my skoonseun gaan word. Ja. Ek is skoonseun. Jy sal ook niks daarteen nie as jy eers my dogter gesien het. Toe nou eet nou bietjie. Daar is ek. Ja. Oh, wow. O, ek het vergeet van iets om te drink. Hier is die wyn. Kom, Tilda, skink vir jou toekomstige man iets in. Nou, wat is dit, my kind? Ek verstaan. Hy lyk dan nog soos 'n kind, maar hy kom uit 'n uitstekende familie. Uit Vlakke. Goeiemiddag, ek is Tilda. Sal ek inskink? Asseblief, my naam is Wikkie. Wikkie? Dis die verkeerde een. Goeie genagtig, man. Wie het vir jou gesê dat jy hoor wat moet gaan, hè? Wou Betty 'n guns bewys? As ek die slaggeplan uitdink, dan kom my eie seun en ry my planne in die wiele. Ek sal mal word. Moenie so skree nie, pa, kom hy moes gesê dat sou ek nie ingemeng het nie. Hoekom het jy niks gesê nie? Mataggie, as ek 'n plan uitdink, hoef ek nie vir almal te vertel nie. Gedane sake het geen keer nie. Wie wat, jy gaan nou saam met Fetty na Hoda toe en jy vra vir Torm om verskoning. Met die hoed in die hand, hè? Ons sit met waardigheid. Jy steek my net in die skande, Fetty. Hoor jy? Ja, ek wil regtig nie graag gaan nie. Maar as jy so dink, kaptein. Ja, ek dink so. Dan moet ons nie langer draai nie. Ons moet nou dadelik loop. Kom. Moet jy nie dalk iets anders aantrek nie? Ja, maar ek het net die een pak. Dan sou iets dan moontlik wees. Ek sal hom jou blou pak gee. Moenie weer so baie eet nie. Ek baie maniere wanneer jy eet. Ons vol skroppe. Ag, moenie bang wees. Jy laat alles net aan my oor. En slaan op die tafel as jy nie wil. Dis reg, wys haar waar daar by die bord is begrawe het. Moenie skaam wees nie, Fetty, anders loop sy jou onder die tafel in. Wat skaam? Wie staan skaam? Is ek miskien skaam, hè? Sy sal haar rieme styf loop as sy nie na my luister nie. Ha, luister net daar. So praat 'n man. Fetty, dis fantasties. Sweef op die vleuels van die liefde.
Kyk net hoe loop jy. Moenie so skuifel soos 'n ou man nie. Ruk jou reg man, ons gaan nie na 'n begrafnis toe nie. Ja, goed, ek som my reg. O. O. Ah! Jy lyk fantasties, hoor. Dit was my Sondagmiddag voor die voordeur stampak. Ek is verskriklik jammer, kaptein. Ag, vergeet dit. Totsiens, totsiens, totsiens. Totsiens. O. Of dit gaan werk met die tweetjies. Moet ons die stilletjies agterna sluip nie? My pa is een van die slimste nie om van Fetty nie eers te praat nie. Dit is ons. Ja, ek verstaan dit. Maar ek gee nie my dogter vir 'n man wat iemand anders vra om sy hoofse bevele uit te voer nie. Begryp jy, Klapoog? Die hele ding was net 'n ongelukkige misverstand. Vergewe tog die arme skepsel, Torm, hy is baie jammer. Dis mos waar, nee, Fetty. Oei. Oei. Ja, ek hou van haar. Hey, Fetty! Jammer, kaptein. 'n Mens trou nie elke dag nie. Jy moet eers goed daaroor nadink voor die tyd. Maar ons het dan al klaar ooreengekom. Was daar nou skielik oor na te dink? Ja, dis die antwoord. Wat nou? Ek gaan nou my toekomstige skoonseun aan 'n toets onderwerp om te kyk of hy ook 'n dapper man is en iets sal waag. Buite op die oop see. Net ander kant die groot sandbank wat presies halfpad tussen Woda en Vlake lê, het 'n halsnoer wat ek vir my dogter wou saambring, per ongeluk in die see geval en tot op die bodem gesink. As hy die halsnoer teen môre aand gekry het, dan gee ek my dogter vir hom. Afgespreek, dit is 'n goeie voorstel, nie waar nie, Fetty? Hey, Fetty! Ek sou enigiets doen as ek haar net kan kry. 1 2 1 2 1 2. Wil jy regtig agter die halsnoer aanduik, Fetty? O ja, ek sou enigiets doen as ek net vir Tilda as vrou kan kry. 1 2. Ek is trots op jou, Fetty. So moet 'n ware viking mos praat. Nou ja, toe aan as jy. Wat moet ek nou doen, kaptein? Jy swem tot agter die sandbank en dan duik jy af en soek die halsnoer. Ek sal my bes doen, kaptein. Hy kan goed swem, ja, maar vet dryf altyd bo. Nou bly die vraag of hy kan duik of nie. Miskien is die saakie tog te gevaarlik. Hoe voel jy, Tilda? Wat dink jy van die kerel? Hy's gaaf. Hy's seker ook 'n goeie kerel. Maar ek moet erken, hy's nie die man van wie ek gedroom het nie. Dit kan ek verstaan, ja. Maar miskien is ons gelukkig en hy misluk. Die is heeltemal te ver van die bodem, dieper, Fetty! Toe nou, Fetty, dink aan jou brein. Hy gaan onder toe, uiteindelik. Hoera, ons het 'n held hier. Dit is fantasties. Daar die vetsak. Een of ander tyd moet jy gestraf word vir sulke vreetery. Ek sal dit regkry, kaptein. Nou moet. Ek kan glad op die bodem kom nie. Laat ek sien. As ek hom aftrek, kom hy net weer op. As ek die klip bo-op sit, druk dit hom onder toe. Maar dan kom hy glad nie weer op nie. Dit deeg ook nie. Vicky, kom gou. Jy moet ons help. Daar het iets vreesliks gebeur. Wat dan? Gou. Fetty! Waar's Vicky? Ons weer glad nie, ons roep ons longe uit na hom, hy kom glad nie weer op nie. Wat? Hoeso? Hoekom dan?
Nou ja, hy kon mos nie onderkom nie, toe het ek vir hom 'n groot klip aangebind wat hom onder toe kom trek, verstaan jy? Ja, hy het wel onder toe gegaan, maar nou kom hy nie weer op nie. Dis nou 'n gedoente, die arme ding gaan mos verdrink. Ja, ek het ook so gedink. Kry die skip gereed om my te vaar. Reg so, kaptein. Ek hoop nie hulle is te laat nie, Elfie. Betty! Elfie, ek dink dit is hy. Ja, dis Betty. Hy swem glad nie, hy lê net op die water. Ons Robbe het hom gered, Elfie. Ek is so bly. Hoera, hoera! Oupa, daar het 'n berg van my skouers afgeval, hy's gered. Dit was so ampertjie sy einde. O, pappa, ek sou nooit kon dink dat hy sy lewe vir my op die spel sou plaas nie. Hoor net hoeveel water het hy gesluk. Sy maag skommel soos 'n vaatjie. Betty! Nou toe, ek lewe nog. Die visse wil jou nie hê nie, jy's te vet. Hulle sal net maagpyn van jou kry. Toe nou sakkie by die so rond staan en hy klip van sy voet af, man. Eers vasbind en dan weer afhaal. Altyd dieselfde. Jy doen nie weer so iets nie, hoor jy, Betty? Ek het dit net van my Tilda gedoen omdat ek haar as my vrou wil hê. En verder wil hy die mense van Hoora wys ons manne van vlakke is dapper. Maar nou moet die nonsies en kry, pappa. Almal weet nou dat Betty moed het. Jy doen dit nie weer nie, hoor? Nee, ek moet die haalsnoer gaan haal. Betty, moenie, jy moet eers 'n bietjie asem skep. Hoe kan ek nou asem skep as ek wil gaan trou? Ek moet dit gaan haal. Jy's doodreg. So praat hy. Ag nee man, so praat 'n domkop. Los my Wiekie, ek moet. Jy kan nie. Wiekie keer hom toe. Nou goed dan, Betty. As ek jou regtig nie kan keer nie, dan wil ek jou minstens help. Ag regtig, Wiekie. Jy's 'n goeie. Nou weet ek. Natuurlik, ons het mos ons Chokkie. Hy's mos 'n timmerman. Kan jy iets gou waarmee ons onder die water kan lyk? Wat moet dit wees, hè? Ag, sommer net 'n ding waarmee 'n mens op die seebodem kan gaan rondloop. Wat sê jy op die seebodem? Kan gaan loop. Dit kan ek my nie voorstel nie. Sy Wiekie klaar, presies net as jy hom geteken het. Is jy seker hy het nêrens 'n gat in nie? My vader dit een gat bo waar hulle hom moet hê. En onder hierdie snaakse vat moet Betty nou op die seebodem gaan loop reg. Natuurlik. Kom sê die vat nou oor jou kop, Betty. Wat sê jy? Moet ek nou daarin? Betty, steek jou arms heeltemal uit, anders kom die water in. Is dit reg so? En druk die leer rondom sy bene in. Is al klaar hier. Klaar. Selfs die meester kap soms mis. Hier is die pyp. Ons het 'n dik tak van die plierboom gevat en dit uitgehaal. Uitstekend. Nou steek ons hom in die gat so. Kan jy deur hom asemhaal, Betty? Ja, ek dink so. Gee die virkie. Dan net tel jy die ketting op, verstaan jy? Ja, ek verstaan. Dis amper klaar, Betty. Hier kom die stewel. En is swaar. Sonder die stewels help dit nie. Hulle is dan swaarder as wat die klip was. Hoe gaan hy dan weer opkom, Wiekie? Doodmaklik. Wanneer hy wil opkom, sny hy net die skoenveters af en hy skop die stewels uit. Verstaan jy, Betty? Het ons nie vir Wiekie gehad het nie. Ja! Ja, nou is ek regtig benoud om sien.
Vate is net goed vir suurkool maak en vir bier en heuningbier. Hy sal nie veel oorkom nie, maar ek sou graag wil weet wat hy daaronder aanvang. Daar kom die pyp uit. Wat beweeg glad nie. Hier. Ai, sien julle, hy kom op. Hey, So baie dit reg, pappa. Nee, ek is so bly. Wel, en wat sê jy nou van my duikklok wat ek gebou het, hè? Sonder die stewels beteken hy niks en dit het ek gemaak. Enigeen kan so 'n paar lomp stewels maak van. Jy het hulle nodig vir jou sokkerspan. Al die het tog die hele ding uitgedink. Ja, maar Chokkie en Sakkie moes my daarmee help. my seun dink en die ander klomp werk. Betty. Betty, wat is dit? Hierso, ek het hom gebring soos ek beloof het. Dankie, baie dankie, Betty. Jy het dit goed gedoen, skoonseun. As Vicky my nie gehelp het nie. Nietemin nou het jy my Tilda verdien, Fetty. Dan wil ons nie langer wag met die troue nie. Oomblik, voor ons verder praat moet ek. Ag, tog nie vir die mense nie. Dink hy wil gaan eet. Ag, toe maar, hy is nou maar net 'n vraat, né? Ek weet nie, dalk verkies hy tog 'n sagte kalfspoot bo my. Moet net nie klaar nie, my kind. Jy moet liewer oppas dat die kerel jou nie van liefde opvreet nie. Kom Tilda. Eet ook iets. Vat op. Saam met jou smaak het beter as alleen. Ek het ook gehoor Tilda hou nie van 'n man wat soveel eet nie. Julle wil my nou bang praat, maak dat julle wegkom. My Tilda hou van my al jy 17 broode die afwas elke dag.